Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, 'n leeu mannetjie kan tussen 150 tot 250 kg weeg. Dit maak nogal 'n redelike verskil veral as hulle met mekaar begin beklei. Die rede waarom leeumannetjies in die wild selde ouer as 10 jaar oud word, is juis oor hierdie gevegtery wat hulle onder mekaar het. En dit kan 'n geweldige knou toedien aan 'n leeumannetjie dan ook. Soos op die foto wat hierdie mannetjie dalk verloor het, dalk gewen het, ons weet nie hoe die ander een lyk nie. So liewe vriende, 'n geweldige swaar tyd wanneer daar sekerlik bekleierery dan ook so is. So wil ons dan vanoggend met u deel en vir u vra, sal u die Here nog steeds bly dien as dit moeilik begin gaan? U weet liewe vriende, sal u die Here dien as dit swaar gaan? Ons het 'n wonderlike voorbeeld in die Bybel en ek dink jy almal weet van hom, van iemand met wie dit baie swaar gegaan het en ongeag hoe swaar dit met hom gegaan het en alles wat hom oorgekom het hy net doeteenvoudig die Here bly dien. En hier is die wonderlikheid, dat die Here sekerlik vir hom ook so kom seën het. Maar sal u die Here bly dien as dit met u kinders swaar gaan, liewe vriende? Selfs as die kinders dalk weggeneem word en hulle sou sterwe. Dit het met Job gebeur. In Job 1 vers 21 en 22 lees ons en gesê, naak het ek van my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruimd toegeskrywe nie. Liewe vriende, hy het doeteenvoudig hom net aan die Here oorgegee. En ongeag die swaar en die hartseer wat hy deurgegaan het hy die Here bly dien. So baie mense vandag dien nie meer die Here as dit net doeteenvoudig met hulle 'n bietjie swaar gaan, of hulle het dalk in moeilike omstandighede iemand aan die dood afgestaan, dan dien hulle nie meer die Here nie, asof dit die Here se skuld is. En liewe vriende, Job het dit nie gedoen nie. Job het die Here gedien in alle eerlikheid en opregtheid, en ons weet hoe die Here hom kom seën het. Verder sien ons, dit was nie net met sy kinders nie, maar dis ook toe hy siek geword het. Ons lees in Job 2 vers 8, en hy het vir hom 'n potskerf geneem om hom daarmee te krap terwyl hy in die as sit. En toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ek van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Weereens maak die Bybel dit baie duidelik dat hy nie gesondig het nie en dat hy die Here net doeteenvoudig bly dien het. Liewe vriende, as dit swaar gaan op tydelike gebied, as dit swaar gaan met ons liggaam en ons is siek, dan moet ons sekerlik weet, ons moet nog steeds die Here dien. Ons kan ons juis in daai tyd op die Here steun, juis in daai tyd op die Here vertrou, want die Here doen ver bo wat ons bidding of verwag. En daai beproewinge is die Here sekerlik daar om ons te help. Ons let dan op Job se einde, liewe vriende, toe hy so getrou die Here bly dien het. Was die Here onregverdig? Het die Here dit nie raak gesien nie? Die Here nie omgegee nie? En die antwoord is, nee, die Here het raak gesien en die Here het omgegee. En die Here het hom hierdie wonderlike toets wat hy geslaag het, ryklik beloon. Ons lees daar in Job 42 vers 12, en die Here die einde van Job meer geseën as sy begin. En ons kan maar net dit vanoggend vir u sê, God bly getrou. As u hom sal bly dien, as jy hom eerste sal stel in die lewe, God bly getrou. En mag jy so op die Here steun. En as jy deur 'n beproewing gaan, deur 'n swaar moeilike dinge gaan, weet dat jy op die Here kan bly steun en wil jy nie so op die Here vertrou nie. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons in hierdie dag na u toe kan kom. Ons bid vir hulle wat in moeilike omstandighede is. Ons bid vir hulle wat dalk iemand aan die dood afgestaan het, dat u vir hulle sal vertroos en sal versterk. Here, en ons bid vir mense wat swaar mag kry, dat hulle u sal bly dien, u kinders, dat hulle nie sal afwyk, dat hulle nie sal val in die dinge van hierdie wêreld nie, maar dat hulle u sal bly dien. En ons eer u vir dit wat u kom doen. Amen.